Halleluja. Vader, in die naam van Jesus. Here, voordat ek die woord gaan bedien, en ek op opdracht van u gestaan, Here, om 'n uitnodiging te maak, net voor ek gaan bedien, my Here. En Here, hier wat die persoon my stem gehoor het, ek weet nie wie hy is, ek weet nie wie sy is, of sy nou wil kom, of sy nou nie wil kom, die Here is nog hier, halleluja. Ek sê vir u dankie vir die genadekans, wat u het, Here, wat u vir ons gegee het. Ek bid, Here, sê my woorde, aan die naam van Jesus Christus, met vele danksegging, en terwyl die persoon nou miskien kom, wil ek elke band van Satan breek in sy lichaam, elke band van Satan breek in sy gedagtes, in Jesus magtige naam, elke ding, en elke vloek, en elke demoniese kracht, wat probeer om hom te hou daar so, om probeer om haar te hou, daar wil ek om vra, Here, ek maak hom los in Jesus naam, zodat ek kan kom na die kruis toe, met vele danksegging, amen en amen, halleluja. U mag maar sit aan die teenwoordigheid van die Here. Ek wil elkeen groet in Jesus naam. Almal is wonderlik gegroet in Jesus magtige naam. Ek wil vir u dankie sê vir u opkoms. Ek wil vir u dankie sê, halleluja, vir die feit dat u nie u samenkoms versuim nie, sê die Bybel, so sommige die gewoonte dit het. Halleluja. Maar ons is van ongedier om die naam van die Here groot te maak. Ons is ongedier om 'n boodskap van hom te ontvang. Die Bybel sê, gaan dan heen, ek het daar baie keer vir u gesê, gaan dan heen en gaan maak disciples van alle nasies. Die gaan dan heen is die open lig, die making is die kerk, halleluja. Die gaan dan heen is waar ons uitgaan, halleluja, om siele te win vir die Here. Maar wanneer ons sê, ons maak die disciples, dan kan ons nie op die veld disciples maak, ons maak in die kerk disciples. En ons wil ook nie om 'n woord te hoor, halleluja, om meer perspektief te kry, en om meer inzicht te kry wat God wil hê in hierdie laaste dae. Daar is iets soos tyd wat verlore gaan. Ons moet nie dit uit die oog hou nie. Daar is iets soos die demoniese kragte wat al hoe heelder geraak, want die kerk van God is in 'n rat. En dit is moeilik en dit is jammer om te sê, maar die kerk van God, halleluja, is in 'n rat. En dit is 'n bietjie swaar om weer keers te change na die volgende rat toe. Want elkeen is besig met sy eie ding. Elkeen is besig met sy eie company. Elkeen is besig met sy eie besigheid. Elkeen is besig met sy tydelike werk. Maar die Here sê nee. Dit het tyd geword, halleluja, dat jou geestelike lewe die oorhand moet kry. Dit het tyd geword dat jou tydelike lewe moet submit onder jou geestelike lewe. Ek weet dit is baie moeilik, terwyl ek dit sê, weet ek dit is baie moeilik, want ek kom ook in situasies, soms wanneer jou vleeselike of jou geestelike lewe submit onder jou vleeselike lewe. Maar God wil hê dat jou vleeselike lewe moet submit onder jou geestelike lewe. Hoor die kerk wat ek sê? Jou geestelike lewe moet die eerste prioriteit wees. Want dit is die lewe wat jou vat en wat jy gaan uitleef na die lewe hierna. Amen. Daar is al baie boeke wat ek gelees het. Een van die boeke wat my vrou nou mee besig is, wat sy nou lees is, Die Hemel is 'n werklikheid. En dis een van die boeke wat 'n mens aanraak, en dit raak so in jou gees, want jy weet, jy kry 'n nuwe perspektief oor hoe die hemel is. Van iemand is mens nou na die hemel toe geneem, en ek kon vertel wat terug, ek kon vertel wat daar wat hy gesien het daar, wat hy gehoor het daar so. Iemand is jou toe geneem, en hy sien, hy kry 'n kans, God gee hom 'n glimps van wat daar is, om terug te kom, om te kan vertel aan God se mense, en aan die breë mense hier buite kan, om te vertel hoe dit regtig daar is. Want mense wil nie glo nie. Maar weet u, ek hou van wat Jesus sê. Terwyl Lazarus sterwe, en terwyl die ryk man ook sterwe, die Bybel sê dat die ryk man was toe in die verdoemenis, in die hel gewees.
En Lazarus is aan die ander kant, in Abraham se boesem. Soveel so, dat die ryk man het smarte gelei, want hy sê toe vir Lazarus, Lazarus, bring toch vir my 'n bietjie water, want ek ly smarte hierso. Kan sy net nie, kom net hier na my toe, so dat sy net vir my, net 'n bietjie water op my tong sit, laat my tong verkoel kan word. En Abraham sê toe, nee, hy gaan dit nie toelaat nie. Hier's 'n kloof tussen ons, en die wat aan daai kant is, kan nie oorkom, en die wat aan hierdie kant is, kan nie oorgaan daarna toe. Yes. Met ander woorde, daar was eintlik hemel en aarde, kom ek sê, hemel en hel was eintlik langs mekaar. Want hier by aan die boesem van Abraham het dit vrolik gegaan. Het dit mooi gegaan. Maar net oor kan die kloof kon sy sien, hoe die ryk man in swarte ly. Yes. En terwyl die ryk man daar is, sê Abraham vir hom, nee, ons gaan nie dit toelaat nie. Weet die gedeelte wat my daar tref is, toe sê die ryk man, maar kan Lazarus in afaarde toe gaan, of kan ek net afaarde toe gaan, ja, halleluja, net om my ander broers te gaan vertel, sodat hulle ook dieselfde ding kan deurgaan, wat ek nou deurgaan het. Maar toe sê Abraham vir hom, en ek dink, dit is eintlik die trefsel van die hele storie daar so. Toe sê Abraham vir hom, luister brother, al sou iemand ook uit die dood uitkom, al sou iemand ook uit die dood uitkom, Halleluja. om die gospel te gaan preek aan iemand. Moses is daar, die profete is daar, al sou iemand ook uit die dood uitkom, om vir jou te kom sê, hy moet vir hom bekeer, halleluja, sal hy nog altyd hier vir hom bekeer, halleluja, want die profete is al reeds daar so, die apostels is daar op die aarde, as hy na hulle nie luister nie, halleluja, dan sal hy ook nie na die mense luister, wat uit die dood het opstaan nie, hy sal nie na die mense luister, wat uit die hemel uitkom, wat al reeds dood was, om vir jou te sê, dat hy nie jou saak met God recht maak nie, dat sal nie baat nie, halleluja, dit is van wonder, dat sy kan my nou hoe is, en sy kan my nou wat is. Yes. Die Bybel sê nie, en so mama ook weer uit die dood het opstaan om vir jou te sê, want daar is sommige mense wat altyd so verwag, dat kan die geliefde wat dood is, kan sy my net uit die dood en kom en weet dit vir my kom sê nie, kan my broer wat dood is, nie dit weer vir my kom sê nie, halleluja, die Here sê hierdie gedeelte nie, as sou iemand ook uit die dood uitkom, om dit vir jou te kom vertel, wat ek nou vir jou vertel, halleluja, wat sy nou hoor aan die kerk, wat sy hoor op TV, wat sy hoor aan die Bybel, dan sal sy ook nog nie verander nie. Met ander woorde, die mens is so hard, halleluja, ander mense sal hom nie kan maak bekeer nie, dat is net die gospel, halleluja, wat jy breek en breek en breek en breek. Dit is ook om sy moet hoor, dat sy moet vir jou bekeer. Want dit is wat jou breek, halleluja, dit is wat jou vry maak, dit is die bloed van die lam wat jou vry maak, die bloed het gekom deur die gospel, halleluja, redding het gekom deur die gospel. So wat sou in elke geval baat, ek preek 'n klomp goeders hierso, en dit is nie die woord nie. Dan sou dit van niemand niks baat nie. Gaan saam met my in Psalm 121. Psalm 121. Groete aan my mense op Facebook, op YouTube, op WhatsApp, wat nou luister. Die Here seën u waar ook al na my luister nou. As jy nie weet wat ek so saam met jou praat oor die toekoms van die kerk van God, nie net die bediening, ek praat van die toekoms van die kerk van God, want jy sien nie meer regtig 'n toekoms vir die kerk van God in die wêreld nie. Are you following this? Sy sien nie regtig meer 'n toekoms van God vir sy kerk in die wêreld nie. Sy sien nie meer geboue en goed wat gebou gaan word, sy sien nie meer hoe die kerke reg vol word nie, sy sien nou net mense wat gered moet word. Sy sien mense wat na die hemel toe moet kom en sy siel moet gered word sodat die hemel toe kan gaan, want die tyd is min. Sy het nie nou nog tyd om
om klomp goeders te doen hierso. Jy het nou tyd net om siele te win. En die siele wat hier reeds is, moet ons opbou met die woord van God, sodat hulle nie afvallig word nie. Amen. En dis terwyl ek in hierdie week so praat met die Here oor die toekoms van die kerk van God en so. Verwys hier af my die skrif. En hy sê vir my, huis van geloof, kerk van die Here, Here wat na my luister. Kyk uit my oë uit. Die Here sê vanoggend in die woord, kyk uit my oë uit. Met ander woorde, as jy deur jou oë gaan kyk, dan gaan jy klomp allerhande goeie sien. Maar kyk uit my oë uit. Dis my woord wat ek kan vanoggend aan u gaan bedien. Bybel sê aan Psalm 121, my hulp kom van die Here af. Ek kyk op na die berge. Waarvan dan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Hoe nice is daai nie? Hoe nice is dit om te weet dat die Here, ek weet ons sing altyd die koortjie, gaan maak Jesus wakker nie. Dit was in daai tyd. Die Bybel sê nou, dat die Here slaap nooit nie. Amen? Met ander woorde, sy bewarende hand is 24/7, 365 a year. En 355 'n leap year, sê hulle. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. My laaste skrif wat ek wil lees saam met u is waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Ek dink die opskrif daar, die ou vertaling sê op pad. Nee, sê dit daar by julle op pad. Op pad. Hier so by my staan dat my hulp kom van die Here af. Die Here seën sy voorgelese woord. Halleluja. Ek gaan saam met u vanoggend minister oor. Die Here sê, kyk uit my oë uit. Kyk deur my oë. Hoe sien ek dinge vandag? Hoe sien ek dinge in die geestelike realm? Hoe sien ek dinge in die wêreld? Halleluja. Onthou, dis 'n psalm wat Dawid geskryf het. Ons praat hier van die man wat vir Goliat verslaan het. Ons praat hier van die man wat gesê het dat hy het 'n beer sy bek oopgemaak, het 'n leeu sy bek oopgemaak in die gesprek waar hy sy met Goliat gehad het. Toe sê hy, die Here wat my gehelp het met die beer en die Here wat my gehelp het met die leeu, is ook vandag in staat, halleluja, om jou in my hande oor te gee, en met die swaard wat sy het, sal ek self jou kop afkap, halleluja. En dit het gebeur, en met die krag van God, halleluja, het Dawid, die man wat hierdie psalm skryf, het Dawid, halleluja, uit die oog van die Here uitgekyk. Hy het nie die oog van hom uitgekyk nie, want toe hy die reus sien, dit is wanneer ons uit jou oë uitkyk, halleluja. Dit is wanneer ons nie deur God se oë kyk nie. Ons het 'n reus gesien, halleluja. Ons het 'n groot ding gesien, halleluja. Maar toe Jesus, halleluja, toe God vir hom wys hoe hy dit veronderstel is om te kyk, toe sê God vir hom nie, met die salwing wat binne in jou is, met alles wat binne ek binne in jou gesit het, halleluja, kyk vir Goliat deur my oë, en wanneer hy vir Goliat deur my oë kyk, halleluja, dan sal sy eintlik sien dat hy is 'n niks. Yes, halleluja. Jesus. Want Dawid het nie gekyk uit sy eie oë uit nie, maar hy het gekyk uit die oë uit van God. Halleluja. Uit wat se oë uit? Kyk ons vandag ons probleme. Uit wat se oë uit, halleluja, kyk ons vandag se situasies. Uit wat se oë uit, halleluja, kyk ons lewe, halleluja. Want op die ouend van die dag, dan gaan dit nie oor wat ek sien nie, maar dit gaan oor wat God sien, halleluja. Die mens kyk wat vir oë is. Iemand praat saam met my. Die mens kyk wat vir oë is, maar God kyk na die hart, halleluja. Die Here het nog altyd 'n manier gehad om dieper deur te kyk, halleluja. Hy kyk deur die gangster, hy kyk
kyk deur die afvallige siel. Hy kyk deur die een wat God nie wil ken nie. Hy kyk deur die een, halleluja, hy kyk na sy hart. En waar ons op die ouen van die dag net kyk wat voor oë is, kyk die Here op die ouen van die dag, kyk die Here baie dieper. Yes. En terwyl Dawid daar staan, hy sê, ek kyk op na die berge toe. Snaaks genoeg, kyk hy vast in die hoogte. En terwyl hy in die hoogte kyk, halleluja, aanvaar hy dat sy hulp kom nie van die hoogte af nie. Hy aanvaar dat die hulp kom nie van die berg af nie, maar sy hulp kom van die Here af, wat die berg gemaak het. Sy hulp kom van iemand af, halleluja, wat groter is as die berg. Sy hulp kom van iemand af, halleluja, wat groter is as die situasie. Sy hulp kom van iemand af, halleluja, wat groter is. En hy kyk vast teen die vlees. En hy aanvaar sy hulp kom van die Gees. O, het jy daai gehoor nie? Yes. Het jy daai gehoor nie? Hy kyk vast, halleluja, teen die vlees. Maar hy aanvaar dat sy hulp kom van die Gees. Yes, halleluja. Nee, nog nie daai gehoor nie. U verstaan nog nie die diepte, hoe God het sien nie, halleluja. U verstaan nog nie die diepte, hoe God het sien nie. Hy kyk vast in die vlees. Hy kyk vast in die vlees, my God. Hy sien die pyn, halleluja. Maar hy ervaar die hulp kom van die Gees, halleluja. Hy kyk vast in die vlees, halleluja. Maar hy aanvaar sy hulp kom van die Gees. Hy kyk vast in die arteritis. Iemand praat sy met my, maar hy aanvaar sy hulp kom van die Here af. Hy kyk vast in die sienlike, maar hy aanvaar sy hulp kom van die onsienlike. Hy kyk vast in dit. Jesus. Halleluja. Dank u, Here. Kan ek goed stilstaan in my gedeelte? Want soms kyk 'n mens vast teen die vlees. Maar Here sê nie, jou hulp kom van die Gees. Dit is hoekom sy dinge uit my oë moet sien. Dit is hoekom sy deur my oë moet kyk, halleluja. Sy kyk deur my oë. En vanoggend sê die Here, wat se dinge is daar nog in ons lewe, wat ons nie deur die oë van God kyk nie. Miskien is dit finansies, miskien is dit jou huiselike probleme, maar die Here sê nee, Dawid sien die berg, maar sy hulp kom van die een wat die berg gemaak het. Sy hulp kom van die een wat die berg gemaak het. Ek lees iemand sy WhatsApp nou hierdie week, en hy tel my so op met die quote, man. Ek het nooit geweet dat 'n quote net so vinnig iemand kan optel nie. En dit is nou so 'n ou quote gewees, wat 'n mens maar net kry. Maar hy tel my so op, hy sê, what the devil meant for bad, God meant for the good. Yes. Hallelujah. Are you following me? Yes. What the devil meant for evil, what the devil meant for evil, God meant for good. Dis waarom die Bybel sê, dat die lyding wat julle nou deurmaak, kan nie opweeg in die heerlikheid wat vir julle wag het. Die lyding wat jy nou deurmaak, die pyn wat jy nou deurmaak, dit kan nie opweeg in die heerlikheid wat vir jou wag het. Die koppyne wat jy nou deurmaak, dit kan nie opweeg in die heerlikheid wat vir ons wag het. Die siektes wat julle nou deurmaak, dit kan nie opweeg in die heerlikheid wat nou vir julle wag het. Halleluja, die bekommernisse wat jy nou deurmaak, dit kan nie opweeg in die heerlikheid wat vir julle wag het. Die trane wat ons nou deurmaak, dit kan nie opweeg in die heerlikheid wat vir ons wag nie. Dit alles wat ons deurmaak, wat nie van God af is nie, dit kan nie opweeg in die heerlikheid wat vir ons wag nie. Dis wanneer ons met die koortjie begin en sê, halleluja, ek wil by die Here vergader. Nee, ek gaan by die Here vergader. Ek gaan eendag by die Here vergader. Daar waar sy krag is, daar waar sy teenwoordigheid is, ek gaan by die Here vergader.
Yes. Ek gaan by die Here vergader, daar waar sy krag is. Halleluja. Ek gaan by die Here vergader, daar waar sy teenwoordigheid is. En eendag gaan ons kyk en gaan ons sien. Ons sal dinge sien soos wat Jesus dinge sien. Ons gaan dinge sien soos wat God dinge sien. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 13, halleluja, dat ons kyk nou deur 'n raaiselagtige beeld, halleluja, en ons ken net 10 dele, maar eendag, halleluja, sal ons ten volle ken. Ons sal ten volle sien hoe dinge regtig is. Ons sal ten volle ervaar hoe dinge regtig is. Weet jy, in die boek, halleluja, wat ek nog hier voor genoem het, hulle sê dat die sintuie in die geestelike riem as meer skerper. In die geestelike riem as jou sintuie meer, sy ryk sterker, halleluja, sy vat, wanneer sy vat, dan is dit meer, as meer vattigheid wat daar is. Dat's niks wat jou oppressie, halleluja, want there is no limits in die geestelike riem. En daai dieselfde God wat daai geestelike riem gemaak het, halleluja, sê vanoggend vir huis van geloof, sê vanoggend vir die dierbares wat luister, hy sê, halleluja, dat kyk 'n slag deur my oë, maar dat jy jou eie oë kyk, maar dat jy deur jou eie oë kyk, halleluja, dan sal jy sien, dat dit is eintlik, halleluja, dat dit is boeremoord, dis plaasmoorde wat jy sien. Kom ons gaan 'n bietjie diep, dieper. Wanneer ons die nuus aansit, halleluja, en jy kyk deur jou eie oë, dan sal jy dink dis plaasmoorde wat plaasvind. Maar wanneer jy deur God se oë kyk, dan sal jy sien dat dis die demoniese kragte, dis die demoniese elemente wat plaasvind en gebruik mens om mens dood te maak. Halleluja. Sy dink, halleluja, dat dit is jou kind wat so deur mekaar is. Sy dink eintlik as die huwelik wat so up en down is, maar nie wanneer jy deur God se oë kyk, dan sal jy begin bestraf. Sy sal begin worship in jou huis. Sy sal begin tale bid by jou huis. Sy sal begin dinge doen by jou huis. Sy sal begin woord spreek in jou huis. Halleluja. Want jy kyk nie deur vleeslike oë nie, maar jy kyk deur die oë van die Here. Waar deur kyk ons vanoggend? En wat se oë kyk ons? Halleluja. God sê nee, kyk deur my oë vanoggend. Want weet jy, wanneer jy deur God se oë kyk, dan sal jy nooit 'n dronkaard kan sien nie. Come on man, praat saam met my. Wanneer jy deur God se oë kyk, halleluja, dan sal jy nooit sien dat iemand verkeerd doen nie. Ja, iemand praat saam met my. By iemand het die skrif gelees, dat so lief het God die wêreld gehad, halleluja, dat hy sy enigste seun gestuur het om te sterf, halleluja, so lief het God die wêreld gehad. Met ander woorde, God het nie gesien hoe die siek die wêreld was nie, hy het nie gesien hoe vuil die wêreld was nie, maar hy het kosbare siele gesien, halleluja, en hy besluit, hy gaan sterwe vir hierdie siele, want as hy deur God se oë kyk, dan sal hy simpatie het vir mense, want as hy deur God se oë kyk, halleluja, dan sal hy kan vergewe, wanneer ons deur God se oë kyk, halleluja, dan sal ons altyd kan wees, soos mense, halleluja, wat nooit die verkeerde in mense sien nie, sy sal altyd die goeie in mense raak sien, want sy weet, jy kyk nie deur jou eie oë nie, want jy kyk deur God se oë. Slaan jou oë vanoggend op na die berge toe, slaan jou oë op vandag na die berge toe, en aanvaar, dat my hulp kom van die Here af. Here, help my oë oop te maak vanoggend. Help my om ons oë, help ons dat ons oë verhelder word. Want dinge lyk nie altyd soos wat dit is nie. Terwyl die goeie Samaritaan, terwyl die man daar lê, die Bybel sê dat 'n sekere man was geroof en hy daar gelê. En op die pad was daar, hy was eintlik lyk nie op 'n highway gewees, want niemand het reg daar verby gekom nie. Die huispot daar is droog gewees. Ek wil hê jy moet dit verstaan, halleluja. En op die ouen van die dag, toe loop die priester het verby gestap, want hy het deur sy eie oë gekyk. Come on.
die Leviete het verbygestap, halleluja, want hy het deur sy eie oë gekyk. Maar die Samaritaan, halleluja, het deur God se oë gekyk, halleluja, en het gesien dat hy met hierdie man optel, en toe hy hierdie man optel, halleluja, toe word die man genees, en hy het nog iemand geld by die man gelos, hy het die man in die naaste hospitaal toe gevat, halleluja, en daar het die man gesond geword, en deur dit, halleluja, het daar siel tot inkeer gekom. Hoeveel keer te mere, as ons in die God se oë kyk, dan kan ons in die ouend van die dag siele vind. Maar dan as jy in God se oë kyk, slaan jou oë op na die vlees en aanvaar dat ons hulp kom van die Gees. Die laaste gedeelte wat ek sal u wil minister, is dat wat David sê, my hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp, my ondersteuning, my raad kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Terwyl iemand krepeel is, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Terwyl iemand aan die moddersluit is, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hou net so vas. Een van die dinge wat ek om leer het, wat een van my geestelike mentors my leer, halleluja, is meditation. Dat wat ons net gedoen het eintlik as meditation. En hy noem die derde vlak, die hoogste vlak, halleluja, van meditation. Want die Bybel sê, soos wat hier eintlik ons meditate, halleluja, die derde vlak en die hoogste vlak van meditation, as wanneer sy dinge hardop sê, sodat jou gedagtes wat sy al reeds het, dat sy dit met wat sy sê en dit wat sy hoor, halleluja, dat sy jou gedagtes eintlik, hy moet eintlik jou, dit wat sy sê uit jou mond uit, moet dit wat in jou kop is, wat al reeds aangewoond is, moet kan verdrink in die gedagtes en met dit wat sy sê, halleluja. Hoor jy kyk wat ek sê? Met ander woorde, dit wat sy uit jou mond belei uit, my hulp kom van die Here af. Sy is eintlik besig om jouself te program. Sy is besig om jouself in lyn te sit met God se woord. Want wanneer sy weer vir kom kry, wanneer sy in 'n situasie is, dan sê sy vir jouself af, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Terwyl sy in finansiële knorsing is, dan sê sy vir jouself af, outomaties sal dit sommer kom, dat my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Oh my God, my God. My hulp kom van God wat hemel en aarde gemaak het. As ek deur my eie oë kyk, dan kom my hulp van myself af. My hulp kom van my talente af. My hulp kom uit my eie krag uit. My hulp kom van iets af wat ek geleer het en wat ek weet, halleluja. Maar wanneer jy so afhanklik is van die Here af, halleluja, dan kom jou hulp net van die Here af. Slaan my oë na die berge, ek slaan my oë na die berge, halleluja. My hulp kom van die Here, my hulp kom van God af, halleluja. Wat die Here gemaak, wat die hemel gemaak het, wat aarde gemaak het, wat die berge gemaak het, wat my gemaak het, halleluja. Hy is die pottebakker en ek is die klei. My hulp kom van die Here af, my hulp kom van Jehovah af, my hulp kom van Jehovah Nissi af, my hulp kom van die Here af. Wie is jou Here vanoggend? Wie is jou Here vanoggend? Halleluja. Wie is jou Here wat daai selfde Here sê, kyk deur my oë, halleluja. Ek sal die dinge anders sien.
Jy sal dinge anders sien, man. Jy sal dinge anders sien. Kyk vanoggend deur my oë. Kyk vanoggend deur my oë. Halleluja. My God, my God. Kyk deur my oë vanoggend. Wanneer jy heeltyd voor die berg staan. Wanneer jy heeltyd voor die berg staan. En jy sien so die berg, dan kan jy mismoedig raak. Die nou wanneer jy so die vraagstelle sien, dan kan jy mismoedig word. Wanneer jy so die klomp somme sien wat jy moet doen, Here, dan kan jy mismoedig word. Halleluja. Wanneer jy die klomp leerwerk so sien, dan kan jy mismoedig word. Maar terwyl jy kyk na die berge, terwyl jy kyk na die boeke, halleluja, terwyl jy kyk na die vraagstelle, terwyl jy kyk na die papiere, halleluja, terwyl jy kyk na die berggoed wat jy so moet leer, dan sê jy vir jouself af, my hulp kom van die Here, my hulp kom van die Here, praat met die boeke, praat met die vraagstelle, praat met dit wat aan jou pad staan, en sê, move mountain, my hulp kom van die Here af, ek gaan nie meer kyk door my eie oor nie, want as ek door my eie oor kyk, dan sien ek die berg, want die hulp kom van die Here af, as ek door my eie oor kyk, halleluja, dan gaan ek mismoedig raak, ek gaan moeg word, halleluja, maar die wat op die Here wag, die wat op die Here wag, terwyl jy daar staan en sy besig om te wag, die wat op die Here wag, kry die krag, halleluja, en ek is op alles instaan, door die Here, wat my die krag gee, ek is op alles instaan, door die salwing, wat my die krag gee, ek is op alles instaan, door die Here, wat my die krag gee, ek is op alles instaan. Jesus. Papa, die Here vir ons in die neutedom vanoggend sê, hy probeer vir jou sê, maak jou eie oë toe. Sabrakatala mandelia subrukaya masite, nitamalabo shakayande. Maak jou eie oë toe. En gevaar dat ek door jou oë wil 'n nuwe ding wil doen. Halleluja. Jy sal nooit 'n nuwe ding sien as jou eie oë oop sien. Maar maak jou oë toe, my God, en maak jou geestelike oë oop, sodat jy kan sien wat ek wil hê jy moet sien, sodat jy kan gevaar wat ek wil hê jy moet gevaar, want daar is 'n nuwe ding op pad, halleluja, daar is 'n nuwe ding wat ek in hierdie tyd wil doen, halleluja, ja, ek weet die tyd is min, maar net soos die Here binne 'n paar minute vir Adam gemaak het uit stof, uit iemand praat saam met my, kan die Here nog steeds 'n nuwe ding doen, aan hierdie plek, halleluja, God kan nog steeds 'n nuwe ding doen in ons lewe, maar dan moet jy uit my oë vanoggend kyk, en jou eie, en bereid wees om my eie oë toe te maak. Ek gaan afsluit met die skrif van die Efesiërs. En ek wil self hierdie gebed, wat Paulus deur die Gees aan die kerk gebid het, Efesiërs 1. Vers 18. Paulus hier is gelei deur die Gees om vir die kerk te bid. Maar nie net vir die kerk hier nie, maar vir die kerk wat in die toekoms was. En dit is nou ons. So met ander woorde, hierdie gebed gaan na die kerk van God toe. En nie na die spesifieke kerk van God toe nie, want dit is geïnspireer deur die Gees van God. Efesiërs 1:18. Efesiërs 1 vanaf vers 18. Sien jy kan baie dinge sien wanneer jy nie die God se oë kyk nie. Jy kan baie onnodige dinge sien wat nie in die plan is en in die wil is van God nie, omdat jy nie die God se oë kyk nie. Hoeveel dinge kan in 'n mens se lewe gebeur het as ons nie die God se oë gekyk het vir daai situasie nie.
Halleluja. Efesiërs 1. As die kerk dit sê, amen. Amen. Paulus wat en hy sê, ek bid dat julle geestelike oë, Yes. dat julle geestesoë sal verhelder. Hoekom? Dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe groot, geweldig sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Okay, kan ek het weer lees? Miskien met 'n paar sinonieme, sodat ons net 'n bietjie kan verstaan wat regtig hy sê, so wat Paulus probeer vir ons sê. Paulus sê dat hy bid dat julle oë verhelder sal word. Met ander woorde, dat julle oë meer oop en oop sal gaan. Abraham het een keer gepraat van, as jou bril vaal is, dan sien sy vaal. Amen. So, wanneer jou geestelike oë nog nie verhelder is, dan sien sy soms vaal. Dis dieselfde soos wat die disciples gesien het toe Jesus aangeloop het en gekom het op die water. Toe gaas hulle en hulle gaan aan en hulle sê vir mekaar, dis 'n smookdier. Maar hulle oë was vaal gewees met die stuimige, met die storm wat daar was. Toe kom hulle agter, maar dis seker maar 'n spook. Maar soos wat Jesus nader gekom het, kon hulle vir Jesus gesien het, en soveel so dat Petrus gesê het, Here, as dit aan U is, laat ek saam met U loop op die water. Amen. Yes. Ek wil even die prentjie sien. En hy sê, sodat die oë verhelder gaan word, sodat julle kan weet wat 'n hoop sy roeping, inhou. En wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Okay? Sodat sy kan sien, halleluja, sodat sy kan sien die lewe hierna. Die erfenis, onthou die erfenis wat ons het, is in Christus. En die erfenis is wat hy vir ons bestem het, al die jare. Hy het eers net vir die Jode bestem, maar toe die Grieke en die Jode, toe die Grieke bykom, die heidenasie bykom, naamlik ons, toe is ons ook bestem vir die land van melk en honing. Yes. Amen? Melk en honing, u ken daai. En die land van melk en honing nou is die nuwe Jerusalem. So ons is bestem nou, ons het ingekom as die kerk van God, die heidene, hy het ingekom en ons gaan deel het in daardie erfenis. Daardie erfenis is die nuwe Jerusalem, waartoe ons op pad is. Waar hy vir die gelowiges bestem het. Sien jy dit? Waar hy vir die gelowiges bestem het. Nie vir die ongelowige nie. So die ongelowige is nie bestem vir die nuwe Jerusalem nie. Ons is bestem vir die nuwe Jerusalem. Maar ek vat hier na 'n punt toe. Ek wil eintlik vir u dit sê. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Met ander woorde, wanneer ons sien soos wat God wil hê ons moet sien, en ons kyk deur sy oë, dan outomaties begin glo ons dit wat ons deur God se oë sien. Byvoorbeeld, en ek praat nou eintlik, dis eintlik in 'n stemming met geloof, want ons praat eintlik hiervan, wanneer jy byvoorbeeld in jou gees sien, iets wat sy wil hê, ek wil nie hardloop na huis en karre toe nie, maar as jy in jou gees sien dat sy 'n kar wil hê, die Bybel sê, dat alles wat sy in die gebed vra, nou man, jy kom nie vertel sy met die in elk geval ook,
'n volgroeiende Christen en 'n ware aanbidder van God sal nooit sy geloof gebruik om wêreldse dinge te begeer nie. It's not gonna happen. So hy sal nooit 'n ware aanbidder van God kry wat 'n huis of 'n kar of 'n dit wil hê nie. Are you following this? Die een wat die baie geloof het, die een wat die kragtige werking het van geloof, sal nooit sulke dinge begeer nie. Want hy weet hierdie dinge met realistiese dinge beteken niks vir hom nie. Amen. So die een einde wat vra, Here gee my 'n huis, Here gee my 'n kar. Jy moet weet daai persoon is nog nie volgroeiend nie. Jy moet weet daai persoon is nog nie geestelik volwasse nie. Want die ware aanbidder aanbid nie God in besittings nie. Hy aanbid God vir wie hy is, man. Come on, man. Dit is in elk geval hoe jy weet dat dis 'n ware aanbidder in die plek. Halleluja. Want hy is nie met blessings te doen nie. Hy is nie te doen met it is your time, it is your season nie. Hy het te doen met geld in jou bankrekening nie. Hy is niks met hy goed te doen nie, want sy ware aspek en sy ware aanbidding lê aan die krag van God en dit is in Jesus Christus. Hy wil net die Here dien in gees en in waarheid. So wanneer ons praat van 'n ware aanbidder, dan sal in elk geval nie sulke goed begeer nie. Hy is volwasse. En ek kan iemand so ver gaan om te sê dat die ware aanbidder, halleluja, vra minder as die een wat nog nie vol gegroei is nie. Die een wat nog nie baie of gegroei is nie, bly vra, Here gee my dit, Here gee my dat, Here gee my dit, Here gee my dat, maar nie, die ware aanbidder sal altyd daai een wees wat sê, dat ek is tot alles in staat, halleluja, deur die Here wat my die krag gee, en of ek nou dit het, en of ek nou dit nie het nie, ek weet dat die Here, halleluja, sal vir my deurkom. Dis hoe ons weet dat daar geestelike volwassenheid is binne in die kerk. So die geloof eintlik wat hy uitoefen in ons uit, is die geloof, was die krag wat hy uitoefen aan ons, wanneer ons glo. Die Bybel sê, dat dit is dieselfde werkende krag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood het opgewek het. Hy is te goed, hy is te goed, hy is te goed vir die kerk van God, hy is te goed, want hy wil nou weet, dat dieselfde krag, halleluja, wat God uit die dode uit opgewek het, halleluja, is dieselfde krag, wat binne in ons is, wat binne in ons geactiveer word, wanneer ons glo, halleluja, dis dieselfde krag, halleluja, wat binne in ons is, wanneer ons in die woord van God glo, en staan op die woord van die Here, dis dieselfde krag wat binne in ons is, en as ons dit goed genoeg glo, as ons dit goed genoeg glo, halleluja, en deur God se oë kyk, as daar dieselfde krag wat geactiveer word, halleluja, dieselfde krag, halleluja, wat Jesus uit die dode uit opgewek het, en ek gaan so ver om te sê, dat dit is dieselfde krag wat hom geplaas het, halleluja, aan die regterhand van God, in daardie posisie, langs die Here, langs God, almagtige Here, halleluja, as dieselfde krag wat hier beskikbaar is, wanneer ons deur God se oë kyk. Dis geen wonder dat David kon vir Goliat verslaan het met een klippietjie nie. Dit kan onmoontlik gewees het dat dit deur sy eie krag was, halleluja. Want toe hy dit deur God se oë sien, toe word die krag van God geactiveer, dieselfde krag, halleluja, wat gebruik geword, halleluja, om ons Jesus die dode uit op te wek, halleluja, was dieselfde werkende krag wat binne hom geopereer het, halleluja, om die gees te kon verslaan het. Want enige scientifieke ou sal nou kan vir jou sê, dat dit was onmoontlik, halleluja, dit was onmoontlik, my God, dit was onmoontlik, luister nie, dit was onmoontlik gewees, dat die reus verslaan kon word, wat meer as 3-4 meter is, halleluja, wat kon verslaan word, halleluja, net met 1 gladde klippie, dit is onmoontlik, net so dit onmoontlik was in hierdie wêreld, halleluja, dat 'n vrou se olie nie op kon raak nie, dat 'n vrou se meel nie op kon raak nie, net so dat onmoontlik was, I'm trying to help somebody, net so dat onmoontlik was, halleluja, dat 'n krepeel persoon net deur 'n woord kon loop, dat 'n krepeel persoon net deur 'n woord kon opspring, halleluja, dit was onmoontlik, want as hy deur mense oë kyk, halleluja, was dit onmoontlik dat Jesus op die water kon loop, dit was onmoontlik, halleluja, want as jy deur jou eie oë sien, dan is dit onmoontlik, dat God vir die mossies kan sorg, dat God vir die diere kan
sorg, dan God ook vir jou kan sorg. Maar wanneer jy deur God se oë kyk, wanneer jy deur die Here se oë kyk, halleluja, dan word dinge vir jou moontlik en daar is selfde krag word geactiveer binne in jou. Kyk deur die Here se oë, halleluja. Kom ons staan kerk van die Here. Kom ons staan kerk van die Here. Wanneer die tyd gaan word dat die kerk van God deur God se oë moet kyk, halleluja, dan sal sy die wegraping sien, dan sal sy die druppels sien, dan sal sy sien waar die mense regtig besig is, maar wanneer sy deur die nuus se oë kyk, dan sal sy dit nie gewaar nie, wanneer sy deur die president se oë gaan kyk, dan sal sy dit nie gewaar nie, maar wanneer sy deur God se oë kyk, dan sal sy kan gewaar wat regtig is aan hierdie wêreld, halleluja. Kyk deur God se oë. En vir hierdie oomblik wil ek vra dat die kerk sal rustig raak en deur God se oë kyk. Halleluja. Dat die kerk deur God se oë sal kyk. Dat die kerk deur God se oë sal kyk. Halleluja. Kom ons staan net so kerk van die Here. En maak ons oë toe. Die Here volgende gepraat. Halleluja. Terwyl die siegel aan die laagte is, vra die Here vir hom, die siegel, wat sien jy? Menigte maal het die Here nog gevra, denk wat sien jy? Hy roep vir Moses, wat sien jy? Ek sien 'n brandende bos. Hy vra vir Jeremia, Jeremia, wat sien jy? Ek sien 'n mandeltak. Die vraag was al altyd nie gewees dat, hoe sien jy nie? Die vraag was gewees, wat sien jy? En vanoggend wil God vra, my broers en my susters, wat sien jy? Met ander woorde, uit wie se oë uitkyk jy vanoggend? Kyk jy deur die media se oë? Ek kan vir jy dit sê, die wat deur die media se oë kyk, praat net corona. Maar die wat deur God se oë kyk, kan sien dat dit die stap is van die Antichrist. Wanneer sy deur die media kyk, dan sien sy gevalle wat styg. Maar wanneer jy die God se oë kyk, dan sien jy nie, dis maar net 'n klug, hulle het opgemaak. Want hulle is besig om die platform reg te maak vir die Antichrist. Dit is wanneer jy die God se oë kyk. Wanneer jy die God se oë kyk, dan sien jy dat hierdie hele plan, hierdie hele ding was om die Christene afvallig te maak. Maar wanneer jy die mense se oë kyk, of wanneer jy die eie oë kyk, dan sal jy sien, wat? Maar dis 'n groot siekte. Dis nie 'n siekte nie. Dis 'n plan. Maar die Here vra, hoeveel situasies in vandag se lewe kyk ons nie en sien ons nie deur ons eie oë nie. En God wil hê dat kerk van God kyk deur God se oë. Halleluja. Ek gaan afsluit met die woorde, dan gaan ek vra vir die man van God om vir sy diens af te sê. Ek gaan afsluit met die woorde. Dan in die weke, kom ons kyk deur God se oë. Kom ons probeer alles sien deur God se oë. Dinge is nie soos wat dit lyk nie. Dit wat ons sien is nie alles wat daar is nie. Net omdat ons die situasie so sien, beteken dit nie, dit is al wat ons sien nie. Maak jou eie oë hierdie week toe, hierdie jaar toe, hierdie maand toe, die res van die tyd, maak jou eie oë toe en kyk uit die perspektief uit van God, soos die man van die Here gekyk het. Hy het sy oë opgeslaan na die berge toe en hy het gewaar dat sy hulp kom van die Here af. Moses het dit gedoen. So hy deur God se oë gekyk.
As Noag nie deur God se oë gekyk het nie, sou dit nooit vir hom 'n probleem gewees het. Of sou dit nooit vir hom, halleluja, 'n maklike taak gewees het om 100 jaar aan 'n boot agter in sy jaag te kap en te stuur nie, terwyl daar nog nooit gereën het nie. Maar hy het nie deur sy eie oë gekyk nie. Hy het deur die oë van die Here gekyk, halleluja. Kom ons kyk deur die oë van die Here. Die Here seën sy voorgelese woord. Man van God, ek is klaar gepreek. Halleluja.